Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons mag hê om hier te kan wees vanoggend, Here Jesus, as die geskenk van hierdie Sabbatdag. Dat ek hier kan wees ook saam met hierdie mense, dat U vir my ook die voorreg gegee het, die mense te kan wees as 'n instrument van U. Asseblief, Hemelse Vader, laat ek verdwyn hier vanoggend en laat U verskyn deur my, vir wie ook al dit nodig is om hierdie te hoor. Dankie dat U vir ons goed is, wees asseblief naby, in Jesus naam. Amen. OK. Ek gaan my goedjies regmaak hier. Môre aan julle almal. Soos julle gehoor het, my naam is Justin. Ek kom van Brakpan gemeente af. Baie mense as ek dit sê, het so 'n manier van hulle gesig trek as ek dit sê. Maar ek is baie trots daarop. Saam met my vanoggend hier is my sussie Kiara en my beter helfte Inge. En voor julle vra, sy het my gekies. Sy het nie geforseer om in 'n verhouding te wees met my nie. Ek beloof, julle kan haar net nou vra. Sy is net so mooi, ek weet. Voordat ek hierdie gesprek vandag met julle gaan voer, wil ek maar net sê dankie vir Wandrey wat aanhoudend my gevra het om te kom preek hier. Ek het eers gedog dit is baie spesiaal dat hy my 5 keer vra, maar ek het net uitgevind daarna hy wou dit nie self doen nie. So dit is nie regtig waar so spesiaal eintlik nie. Maar dit is lekker om hier te wees by julle vanoggend. En my gesprek wat ek met julle gaan voer, ek moet net seker maak of my slide daarbo gaan wees. Is genoem God misverstaan. En ek gaan begin deur vir ons 'n gedeelte te lees in die Bybel, 'n paraphrase daarvan, wat julle almal ken die storie oor Lazarus. Lazarus was siek, nie sommer net 'n verkoue of 'n koors nie, hy was ernstig siek. Maria, die een wat Jesus se voete met die olie gesalf het en haar hare afgedroog het, het al voor hom gekniel in aanbidding. Nou kniel sy weer, maar in pyn. Toe Lazarus sieker begin word, het die twee susters 'n boodskap na Jesus gedra. Here, die een vir wie U lief is siek. Maar toe Jesus die nuus hoor, het hy iets vreemd gesê. Hierdie siekte sal nie na die dood eindig nie. Dit is tot die eer van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En tog het hy nie dadelik beweeg nie. Hy het 2 dae langer gebly waar hy was, intussen het Lazarus gesterf. Teen die einde van tyd het Jesus Bethany bereik, was Lazarus al 4 dae in die graf. Martha het gehoor hy kom en sy het hom tegemoet gegaan. Haar woorde was gelaai met emosie, nie beskuldigend nie, maar rou eerlik. Here, as U was, sou my broer nie gesterf het nie. Jesus het vir haar gesê, jou broer sal weer opstaan. Sy het geantwoord, ek weet op die laaste dag by die opstanding, maar Jesus het haar weer na oë gekyk en vir haar gesê, ek is die opstanding, Martha. Wie in my glo, al het hy gesterwe, sal lewe. Martha het geglo, maar die pyn het nie verdwyn nie. Sy het teruggegaan huis toe om vir Maria te gaan roep. Die meester is hier, hy roep jou. Maria het dadelik opgestaan en na Jesus toe gehardloop. Toe sy hom sien, het sy op haar knie geval en gehuil. Here, as U net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Jesus het haar trane gesien en die trane van die mense om haar. Die hartseer het hom diep geraak en toe het hy self gehuil. Nie omdat hy geweet het wat hy sou doen nie, maar omdat hy saam met hulle in die pyn gevoel het. As 'n mens hierdie storie lees of weer hoor, klink dit asof die Here in hierdie geval baie rustig voorkom. Geen haas of kommer, sy vriend Lazarus is dodelik siek, maar dit lyk asof dit hom baie min pla. Hy bly nog 'n aand, dalk nog 2, wag maar, al is daar so baie erns. Mens kan dink hoe dit moes lyk vir die res. Sy disippels wat daar staan en kyk, in afwagting, terwyl hy niks doen nie. Is Lazarus nie dodelik siek nie, met enige moontlikheid om te gaan binnekort? Is hulle nie vriende nie? Is hy nie lief vir hulle nie? Hoe moet sy familie voel? Het die boodskappe dit reg oorgedra, die erns van die saak? Hoe kan hy nie kom nie? Waarvoor wag hy? Met die boodskap dat Lazarus gewis nie gaan sterwe nie, was daar hoop. Maar nou? Wat nou? Hier sit hulle by sy bed met sy laaste asem. Soveel twyfel, soveel vrae. Hoe kan hy? Daar's baie mense vandag wat so vra het oor God. Hoekom dan ek? Hoekom hy of sy, wat het hulle gedoen vir die seer? In 'n wêreld met soveel seer, dood en onskuldige pyn. Hoe kan so 'n God bestaan? Een van die, as dit nie die grootste argumente van die agnostics en die skeptics is nie, in teenkante van God se bestaan is. As hy regtig 'n God is van liefde en almagtig is,
hoe kan hy hierdie goed toelaat? As God regtig bestaan en so lief is vir ons, verduidelik vir my hoekom is daar 60,000 kinderprostituie in Johannesburg vandag. As daar werklik 'n God is, wil ek nie so God ken nie, wat sulke goeders toelaat, onskuldige pyn. God dan, hoe laat hy sy kinders so alleen? Hoe laat hy hulle so seer kry, onskuldige seer? Ek is seker ons het almal al baie vrae gehad oor dit. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê vir ons, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur die eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Waar is God as die onskuldiges lê? As daar al ooit iemand was wat gesuffer het onskuldig, is dit Jesus, die hoof van onskuldigheid. Niemand sal ooit meer onskuldig kan wees as hy nie, en hy het deur baie verskriklike lyding gegaan vir ons. Waar is God dan as ons seer het? Romeine 3 vers 25 tot 26 sê, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in die verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dis vir my 'n baie mooi vers. Klink dit vir julle regverdig dat jy as sondaar die behandeling kry wat Jesus moes kry? Die enigste onregverdigheid hier is dat onperfek plekke ruil met perfek. God se regverdigheid in ruil vir al ons onregverdigheid. Wat se ruil transaksie is dit dan? Daar is baie swaar kry in die wêreld. Almal op die aarde het een of ander seer. As dit nie jy is nie, is dit iemand wat baie naby jou is, wat weet wat dood is. Ons almal ken verskriklike pyn. As God dan regtig groot en sterk en magtig is, hoekom gryp hy dan nie in nie? As ons so kan redeneer, hoekom kan ons nie net sommer sê, hoekom gestop hy nie al die pyn wat al ooit was nie? En hoekom dan daar stop? Soos klippies wat 'n mens in die water gooi en die ripple-effekte daarvan gesien kan word. Hoekom stop hy nie sommer al die ripple-effekte wat so deur die water gaan nie en al die pyn en sonde veroorsaak? Hoekom dan nie net die klippies vang voordat dit self gegooi word nie? Hoekom dan nie sommer al die klippe vang wat ooit gegooi was nie, al is hulle hoe klein of groot? Dit klink soos 'n goeie God wat my sal beskerm, sal uitkyk vir my voordat die seer ewen verskyn. Hoekom dan sommer hierso stop? Hoekom dan nie die eerste klip wat ooit gegooi was sommer net vang voordat dit in die water geval het nie? Die eerste, Lucifer. Ons het al almal hierdie storie gehoor, ons het almal daaraan gedink. Maar wat as ons nie geweet het wat gebeur het nie? En God het hom uitgewis sonder dat enige iets gebeur het verder. Hoekom dan nou nie? Al hierdie sonde, al hierdie probleme sou nooit gebeur het nie. Kom ons vat gou die scenario waar God dit kies om hom uit te wis. Duisende jare terug in 'n perfekte hemel staan Satan eendag op, so klein bietjie besluit om af te wyk van wat hy glo. En net daar wis die Here hom uit. Totaal en al klaar vir pletter gone. Net so klein bietjie afwyking gehad. Wat dink julle sou gebeur? Dink gou aan die engele wat staan en wag vir die hemelse koor om te begin vir hulle hoofsanger om aan te kom en God kom daar aan en sê, weet julle, Satan gaan nie maak vandag nie. Lucifer gaan nie maak vandag nie. Ook nie eintlik enige verdere dag nie. Kan hulle dink hulle verbaasheid en totale verwondering? Maar wat gaan dan nou aan? Vra die engele vir God. Wat het met Lucifer gebeur? Nee, ek het hom doodgemaak, sê God. Doodgemaak? Wat is dit? En nadat God vir hulle verduideliking gee van 'n onskuldige lammetjie wat hy daar moes slag vir hulle om vir hulle bewys wat doodgemaak is, staan hulle daar in verwondering en sê, maar hoekom? Het u dit gedoen aan Lucifer? Ja, want hy het gesondig. Wat is gesondig? Vra die engele. Daarop antwoord God deur vir hulle te sê, ek kan nie vir julle wys nie, maar moet dit nie doen nie, anders gaan hierdie gebeur met julle vandag. Hoe dink julle gaan hulle sing tot eer van God na dit? Dink julle ons kan weer aanbid sonder vrees, as dit God se manier is? Of gaan alles op eie doppe gebeur van daar af, as hulle dalk een voetjie verkeerd sit, is dit tickets?
Deur 'n vrye keuse kies Lucifer om te rebelleer en alles vir homself te maak in plaas van God. Dit sê nie presies hoe lank nie, maar ons weet God is lankmoedig en hy het genoeg kans gegee vir Lucifer. Dit mag dalk een dag wees, 1000 jaar, as 'n dag vir 1000 jaar is God. Al wat ons weet is, God het hom genoeg kans gegee om die besluit te verander, maar hy wou nie. En deur daardie vrye keuse kies hy sy doel en sy lewenswyse vorentoe as God se grootste teenstander. Dit was nie God se wil dat Satan moes rebelleer nie. Dit was sy wil dat hy moes terugkeer na hom toe en die regte besluit maak vir sy eie beswil. Maar omdat Satan dit gekies het hy sy keuse toegelaat. Net so kan ons terugkom na ons lewe en almal hier op aarde sin. Die klippies wat ons so gooi in die water met die ripple-effekte wat soms jare in mense se lewe afspeel. Dit is nie God se wil dat enige van ons hierdie pyn en lyding moet gaan deur daai ripple-effekte nie. Dit is sy wil om jou te beskerm en jou op te pas sodat enige goeie ouers sal wees vir hulle kinders. Ek wil graag vir julle hierdie fotootjie wys. Julle kan sien daar. Sy naam is Burp. Dis Bird, maar die D is verhaal met 'n B aan die einde. Die 22 April 2024 het Inks vir my hierdie klein voeltjie gekoop as ons anniversary geskenk. Ek weet, dis baie vreemd vir meeste van julle wat hier sit om 'n voeltjie te kry vir 'n anniversary geskenk. Maar ek is baie lief vir voeltjies. Waar ek gebly het op daai stadium, het ek in die middag buite op my stoep gaan sit. Ek het so 'n klein voelnessietjie gehad, waar ek saaitjies in gegooi het en die voeltjies aangekom het. Eendag daag daar 'n random lovebird daarop. En net 'n rukkie daarna was sy hele clan daar. Ek was baie vinnig die lovebird feeder in ons kompleks. Met baie keer 10 wat daar aankom en skree en geraas maak. So dis die rede vir my geskenk. Ek weet nie wie van julle het al probeer om 'n voeltjie wat nie mak is, mak te maak nie. Maar dit is baie moeilik. Myne is veral baie moeilik. Hy maak niks vir my maklik nie. En hy maak seker dat ek nooit sy haar wen nie. Ek het al baie video's gekyk van hoe om hierdie klein voeltjie mak te maak, om jou hand in die hok te sit, dat hy gewoond raak daaraan, vir hom millet spray treats te gee, om te sien of jy sy haar kan wen. Maar 'n jaar later is hy nog steeds net so min vertroue in my, soos wat hy was die eerste keer. Dit vat verskriklike geduld en stadige bewegings, klein stappies om my vertroue te wen van hierdie klein voelhartjie. Maar hierdie ene maak seker is moeilik. Elke speelding wat ek vir hom koop, haat hy, onmoontlik. Behalwe die stukkies papiertjies wat ek vir hom gegee het eendag in sy hokkie en hy dit lyk my baie gelyk. Papiertjies wat ek net rondgeskatter het. Die res wil hy net niks van weet nie. Hy gee nie veel om oor enigiets anders te nie. Ek het al van 'n klein waterbad gekry, speeltjies, 'n sagte nes wat uit wol gemaak het waar hy kan slaap in die aande, klokkies, maar nog steeds bly hy moeilik. Hierdie klein lovebird wat my wen. Ek weet nie wat ek kan doen om vir hom te sê dat ek net mooi en goed het vir hom nie. Ek beloof ek sal hom nie seer maak nie. Laat my net toe om jou te vryf om my net te vat. Ek kan nie sien ek gaan jou nie seer maak nie. Maar hy verstaan nie my intensies nie. En as ek hom probeer sweeties gee, sien hy dit as 'n hand wat inkom om hom te wil seermaak en dit is al wat hy dink aan en kom so vinnig as moontlik weg van my af. Ek wens dat ek kan hom forceer om my lief te hê. As ek net vir hom kan laat verstaan dat alles net mooi en goed is wat ek vir hom wil hê. As ek net op 'n manier vir hom kan wys dat hy my kan vertrou, kan hy begin vry vlieg in die huis en hy kan saaitjies op my skouer kom vreet. Maar hy wil nie. Hy verstaan nie wat ek vir hom wil gee nie. Hy sien al die intensies as verkeerd en verstaan wat ek nie vir hom wil gee nie. Ek moet maar geduldig wees en vir hom wag om eendag na al die moete na te beweeg aan my en te sê dat ek hom toe op sy eie tyd. Hy moet die keuse maak, ek kan hom nie forceer nie. Hy verstaan nie wat ek probeer doen nie. Hy kan ongelukkig maak nie saak wat ek probeer doen, verstaan wie en wat ek is nie. En dit het iets in my kop laat snap. Hierdie klein voeltjie wat vir my les leer oor God. As ons vandag God se hand sien as 'n groot wonderwerk, sal ons sy intensies verstaan? Sal ons verstaan wie hy regtig is? Of sal ons maar bang wees? Matteus 11 vers 28-30 sê: Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart,
en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek wil graag saam met julle ietsie doen vanoggend. Ek het vir Wandrey gevra in die week, hoe is die kerk, is hulle baie ernstige mense, kan hulle daarom 'n bietjie rustig wees. Toe sê hy nee, hulle is baie ernstig, moet asseblief niks doen wat nie gewoond is nie. Maar ek gaan iets 'n bietjie buitengewoontes doen met julle vanoggend en gaan vra dat julle almal saam deelneem. Ek gaan vir julle vra om enige plek in julle Bybel oop te maak. Dit mag 'n gunsteling vers wees, dit mag een van 'n random vers wees, maar ek wil graag hê julle moet vanoggend saam met my 2 enige verse in julle Bybel wat julle sien te lees. Terwyl ek ook 'n vers gaan lees, maar ons gaan dit almal saam doen. En as julle reg is, gaan ek van 3 aftel en dan doen ons dit saam. Dit hoef nie iets spesiaals te wees nie, net enige random versie. 2 daarvan sal genoeg wees. Is julle almal reg? OK. Baie eager. OK. 3, 2, 1. Dit is die Here my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my waar vrede is, hy gee my nuwe krag. OK, dankie julle. Vir die wat deelgeneem het vanoggend, dit is vir my 'n mooi uitbeelding hierdie, en ek wil vir julle vra, het enige van julle gehoor wat ek gesê het nou net? Enigiemand my verslees gehoor wat ek gesê het? Ek kon eintlik eenmal nonsens gepraat het, julle sou dit nie reg hoor nie. Het enige van julle die persoon langs julle se vers gehoor? 'n bietjie. Het enigiemand eintlik die vers wat hulle gelees met begrip en verstaan wat hulle lees? Ook nie. Daar was baie die mekaar uit. Wat as ek vir julle vanoggend sê, dat God elke liewe een van ons se versies nou gehoor het, in begrip, myne, joune, elke een nageluister het, op dieselfde tyd. Terwyl hy op die oomblik 8 biljoen ander mense se gesprekke na luister, en hulle gebede, hulle gedagtes hoor, hulle behoeftes en begeertes hoor, hulle swaar kry sien en saam met hulle in die lyding deel, die diere en alles wat hier op aarde beheer, saam met hulle en elke engel jou beskerm om teen die vyand, die heelal en 8 biljoen of ander biljoen sterre te beheer, plek gereed te maak vir my en jou in die hemel, die toekoms, verlede, hede, op dieselfde tyd sien, alles saam op een slag. En nog steeds tyd maak om hier te wees vandag, om vir jou te luister, in die versie wat jy nie eens kon hoor met begrip nie. Dink julle dit is 'n God wat betrokke is? Een wat lewendig is, 'n God wat regtig verstaan waar hy gaan, of is hy distant? Hy wil net die beste vir jou hê, iemand wat nooit sal sê nee vir jou as jy nodig het om tyd te hê nie. Ek is besig, sal nooit uit sy woorde uitkom nie. Dink julle dis moontlik om God te misverstaan dalk? Dat ons dalk soos 'n voeltjie in hok kan sit en vrees vir sy wonderlike intensies wat hy wil hê vir ons, dat hy juis daardie hand nie op ons forceer nie, uit liefde. Hoekom ons soms swaar kry oor dat ons nie anders kan verstaan nie, God wat so ver bo ons denkvermoë is. 1 Petrus 5 vers 10 sê vir ons, om daarby. Hierdie swaar kry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee, sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus hier gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al lei julle nou vir 'n rukkie, sal God self vir julle ereplek by hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. Klink hierdie vers vir julle asof God ver weg is? Asof hy nie omgee oor jou diepste probleme en jou klein probleempies ook al is dit hoe groot of klein nie. Dat hy baie meer as net saaitjies en speeltjies het vir ons in stoor. Of God se wil insluit dat ons deur pyn en lyding moet gaan enigsins. Ek het 'n groot probleem daarmee as mense die woorde sê as dit God se wil is. Dis dalk vir party van julle 'n roering daardeur, maar ek is baie passievol daaroor. As ons die woorde gebruik, soms in gebede ook, Here, as dit U wil is, sal hierdie persoon gesond maak. As dit U wil is, sal U laat hierdie persoon die werk kry. As dit U wil is, sal U vir my sorg waar ek gaan veilig by die werk wil aankom. En dan, as die persoon nie gesond word nie, is dit dan U wil dat hy nie gesond word nie? As jy nie daai werk kry nie, as jy nie veilig by die huis aankom nie, dit moet God se wil wees.
Wat 'n verskriklike ding om te sê, dat dit nie God se wil was om daardie persoon gesond te maak nie. Nadat ons hom of haar al gesalf het, gesmeek het in diepte vir maande, dit moes nie sy wil gewees het nie. Ook nie sy wil om vir jou daardie persoon werk te gee nie, om te sien hoe families verwoes te word deur sukkel en swaar kry nie. Wat 'n aaklige God is dit, wat so kies en nie kies vir ons nie. Dit kom baie naby aan predestination vir my, wat ek 100% teen is, en 100% teen God se vrye keuse is vir ons. Die rede hoekom ons so dink is omdat ons nie God verstaan nie. Ons verstaan nie as ons bid, laat U wil geskied op hierdie aarde soos in die hemel nie. Hoekom sê ons soos in die hemel? Omdat God se wil hemels is en nie aardliks nie. En omdat God se wil hemels is, maak dit meeste van die tyd nie vir ons sin nie. Kyk net hoe was die disippels saam met hom gewees. Vir 3 jaar lank het hulle probeer verstaan wat hy sê, maar hulle kon nie. Hulle was blind selfs by hom gewees elke dag. God se wil is altyd om daardie persoon gesond te maak. Dit is altyd sy wil om vir daardie persoon werk te gee. Dit is altyd sy wil om daardie persoon te beskerm waar ook al hy gaan of ry of wat ook al. Dit is God se wil om altyd jou te laat voorspoed gee. Dit is nooit sy wil om te sien hoe jy deur swaar kry of pyn gaan nie. Hoe kan ons so dink en om dieselfde tyd glo wat Jeremia 29 vers 11 sê, ek weet ek het vir julle in gedagte, ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Hy wil geen teëspoed vir ons hê nie. Niks, nie eers 'n bietjie nie. Maar, en dis 'n groot maar, omdat God 'n hemelse wil het en nie 'n aardse nie, is daar 'n verskil tussen ons sinne en syne. God het 2 forme van sy wil, 'n onmiddellike wil en 'n oorheersende wil. Die onmiddellike wil is dat almal nooit sal swaar kry ooit nie. Maar sy oorheersende wil is om sonde sy gang te laat loop en te kan sien wat gebeur in hierdie groot stryd, elke engel en toeskouer en selfs ons hier op aarde te kan sien wat gebeur as sonde toegelaat word met sy ripple effekte oor die hele aarde. Soos hy toe kyk en kyk na ons onmiddellike pyn en huil daaroor. Ons lees al die mooi stories van Daniël in die leeukuil, Daniël se 3 vriende wat in die vuurdood was, Petrus wat bevry word nadat hy gevange geneem was, Dawid wat vir Goliat met 1 steen in die kop gegooi het en Moses wat die groot see skei deur God se wonderwerk. Ons lees nie graag die storie oor die Benjamitiese volk wat die Lewietse byvrou in die hand verkrag het nie. Of Johannes die Doper se kop wat afgekap was nie. En Huss en Jerome soos al die ander apostels wat doodgemaak was vir hulle geloof nie. Dit is gewoonlik die uitsondering dat God die klippe nie laat val nie. Nie die reël nie. Die uitsondering. Ons kan sien deur Jesus wat hier op aarde genees, al die honderde, dalk duisende mense wat hy genees het, gehelp het en opgewek het, selfs van die dood. Sien ons nog steeds die meerderheid van hulle wat nie genees was nie. Die storie van die verlamde man, hoeveel mense dink julle moes Jesus verbyloop om daardie man uit te kom? Hoeveel was genees daai dag? Net 1. Die res nie. Was God minder lief vir die res? Glad nie. Jesus se uitwissing van onskuldige lyding verg onskuldige lyding. Christus se onskuldige lyding vir ons. En moenie vergeet nie, as 'n liefdevolle Vader, het God die Vader dalk meer gesuffer as Jesus hier op aarde. Soos julle wat nou gaan ouers word, gaan julle dit ook besef. As jy sien hoe jou kind suffer en ly, sal jy enige tyd plekke ruil met daai kind. As jy daardie pyn namens hulle kon dra, sou jy dit doen in 'n oogwink. Dit maak die agnostiese argument van, as hy so goed is, hoekom laat hy onskuldiges ly, heeltemal onrelevant, want hy weet presies hoe dit voel om te ly, onskuldiglik. As God het hy al baie meer gely as enige van ons. En hy sal dit weer en weer doen vir ons. God se perfekte wil kan ons soms nie verstaan nie, maar eendag sal ons. Eendag sal ons almal sien net wat sonde die onskuldige gekos het. God, as ons ewige perfekte ouer, weet wat ons nodig het, maar weet ook net soveel meer wat ons eintlik werklik nodig het en eintlik werklik belangrik is. En die aarde met al sy dinge lyk dalk vir ons soos baie, maar dit is 'n druppel in die see van ewigheid. Maar daar nooit iets sal wees soos 'n klippie wat 'n ripple effek maak van sonde nie. Psalm 23 vers 4 sê vir ons, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my.
in u hande is ek veilig. Ek wil graag vir julle ter afsluiting 'n video speel. Wat ons gaan kyk na. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I can. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby. Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready?
Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Hierdie ware verhaal speel af so 50 jaar gelede van 'n jong meisie wat saam met haar ouers saam met sengelinge in 'n afgeleë land was. Op 9 jaar ouderdom was sy herhaaldelik deur 'n manlike sendeling wat saam met hulle getrek is, misbruik. Sy het haar hele lewe lank stil gedra en die pyn het haar later emosioneel en geestelik begin opbreek. Vir buitestanders was sy net 'n rebelse kind, uit hoërskole geskop, gebly tussen hippies, verslaaf aan dwelms en alkohol. Mense het gesê, hoe kon 'n sendingskind so uitraak? Maar niemand het geweet waarom haar lewe so skeef geloop het nie. Baie jare later is die man wat haar misbruik het uiteindelik gearresteer vir 'n saak wat presies gebeur het ook so met iemand anders. Haar ouers het al 3 dogters bymekaar geroep en gevra, het hy ooit aan julle geraak? Die eerste 2 het gesê nee, maar die jongs het saggies gefluister, ja. En die eerste keer het daar begin begrip kom en genesing kon begin. Met liefde en ondersteuning het sy stadig herstel. God het haar bevry van die verslawings en haar hart weer begin heel maak. Maar sy het steeds geworstel met een vraag: waar was U, Here? Op haar 40ste verjaarsdag vra iemand vir haar: wat het jy gedink wanneer dit met jou gebeur het? Sy sê: ek het elke keer in my gedagtes in 'n gang afgestap tot by 'n leë kamer en so ingaan, die deur toemaak en vir myself sê, ek is veilig. Ek is nie hier nie, dit gebeur nie met my nie. Daardie kamer was my toevlug, my veilige plek. Later alleen in haar woonstel het sy die boek Where is God When It Hurts deur Eugene Peterson gelees. Met die laaste bladsy breek sy uit in trane en roep deur haar snikke: Jesus, waar was U? Waar was U toe hierdie 9-jarige U nodig gehad het, die meeste? Toe in die stilte van haar woonstel hoor sy 'n stem, hoorbaar, manlik en naby. 'n Stem wat vir haar antwoord: ek was die een wat jou in my arms geneem het, saam met jou in die gang afgestap het, die deur toegemaak het in daai veilige kamer. Ons Hemelse Vader los ons nooit nie, al lyk dit dalk so. Hoekom dan ek, Here? Hoekom moes my ouers skei en al hierdie seer met my gebeur? Hoekom is my ma of pa, selfs my kind weggeneem van my? Hoekom moes ek as 'n klein kind deur hierdie pyn gaan? Hy dra ons deur ons seer, ons pyn en ons lyding, net soos die verhaal van Lazarus wat ek nie klaar gemaak het in die begin van hierdie preek nie. So ook is jou storie nie klaar vertel nie. Ons ken daardie storie se einde, maar ons verstaan nie ons eie nie. En dis waar God inkom. Al lyk die lewe soms bleek en of jy alleen gaan staan deur alles, weet net, die Hemelse Pa is altyd daar saam met jou. Maak nie saak wat nie, altyd. Sy wil is altyd om jou te beskerm en die beste vir jou te wil hê. Amen.